Goeiemôre gemeente, die wat ek nog nie gegroet het nie. Baie welkom vanmôre. Dis eintlik 'n baie besondere oggend vanoggend met die woord wat Johan ook vir ons gebring het. En in 'n tyd soos hierdie waar Tamo hulle begin het met die lig van die restraint op ons gemeente wat deel is van hulle, is dit ook 'n stukkie gereedskap wat God gebruik om sy liefde ook aan ons almal te kan wys. Restraint is iets wat God in die hart van 'n vader plaas die dag as hy hom 'n kind gee. Want dis God se manier van geslag te beskerm deur restraint. As ek vanoggend na my eie lewe kyk en ek en my vrou se onlangse verlede, dan kan ons sien dat restraint is nie 'n nuwe ding nie. As ek hierdie voorbeelde vir julle opbring, sal julle sien hoeveel restraints het julle al deurgegaan. Ek kyk in ons huis het ons begaafde kinders gehad. En toe dit kom by voorbeeld keuses maak van watter vakke om te neem, het kinders besluit, ek hou nie van die vak nie en ek hou nie van die vak nie. Maar God het in 'n vader geplaas dit wat 'n kind moet word. En daar was tye in ons huis wat ek die restraint moes gebruik het om 'n kind te dwing om te doen sodat hy kan kom waar die Here hom wil hê. So restraint is van baie kleins af deel van ons lewe. En as ons kyk, ons hou die kinders dop, almal van julle wat kinders het. Hulle kom op 'n plek in die huis wanneer hulle skool verlaat. En die oomblik wat hulle uitstap om skool te verlaat, dan hef jy as ouer die restraint op. En die oomblik wat jy dit doen, wat gebeur met daai kind? Dis die vreeslikste goed gebeur met hom. Hy moet nou begin leer, daar's 'n nuwe seisoen, daar's alles begin gebeur met daai kind, totdat jy weer vir hom 'n restraint moet opsit, om te sê, gaan bekwam jouself. Die kind gaan studeer, hy kom terug, ek het die geleerdheid hier, en dan moet jy weer die restraint lig, om vir hom te sê, sonder ondervinding sal jy net 'n student bly. Nou elke keer, wanneer 'n kind sy restraint gelig is, gaan hy deur 'n proses. Daai proses is 'n vormingsproses, maar is ook 'n gewaarwording van liefde van die vader en die ouers se kant af. En as ek vandag so kyk na ons eie gemeente en die restraint wat gelig is, dan besef 'n mens, God het ons lief. Hy wil ons ergens teen vat. Hy wil ons families bou. Hy wil ons vaders die gawe van restraint herstel. As 'n kind vandag nie restraint het nie, dan verlaat hy die huis of hy vat sy eie vryheid voordat 'n vader hom kan veilig verklaar vir die volgende stap. En ons sit in hierdie gemeente vandag, ons het gekom oor 'n tydperk van 30 jaar. Het God met hierdie gemeente geloop in die apostoliek seisoen. Hy het in almal van ons wat hier sit, iets ingebou. Maar nie op dieselfde tyd nie. Ons is nou as gemeente by mekaar om mekaar in hierdie release van restraint, die vryheid wat ons het, moet ons na mekaar toe draai, want ons kan uit mekaar se verhoudings en uit mekaar se voorbeelde kan ons vorentoe gaan en gaan leer hoe om hierdie geligte restraint vandag ook in ons lewens toe te pas. Om te kyk wat is restraint. Ek en my vrou het oor dit gepraat en sy het 'n baie mooi woord as restraint gebruik, veiligheids
bevel. Dis amper soos 'n kind wat in 'n veiligheidsbevel kry dat hy moet opgepas word in 'n plek van beskerming totdat hy gegroei het dat hy weer buite kan aangaan. En in die gesprekke wat ons het, kom 'n mens maar net by een plek weer uit en dis wat Johan gesê het. God se liefde wil hy aan ons demonstreer en ons verstaan nie altyd wat hy wil sê nie, maar ek het in die woord gaan kyk. God werk volgens tye en seisoene. Hy is nie van goddelike tydsberekening. Daar is 'n seisoen, 'n seisoen waarin hy toets, 'n seisoen waarin hy vrugte laat dra. Ons glo die Here het profeties gespreek dat ons op hierdie oomblik die restraint gelig is, die terughouding, die beperking is gelig, die veiligheidsnetwerk is op die oomblik gelig, want dis die enigste manier waar daar ook groei gestimuleer kan word. Dit beteken nie dat daar geen teenstand meer sal wees nie. As ons kyk wat John gebid het vanmôre, die teenstand wat ons ervaar net deur siektes in ons gemeenskap en in ons lewe. Niemand is tevrede met die status quo nie. Die feit dat God wil hê ons moet groei en ons moet gaan weerstand in ons gemeenskap en in ons omgewing wek. Wat lank vasgehou was, begin nou beweeg. Wat lank voorberei is, moet nou gebruik word. God sê as dit ware, gebruik nou dit wat ek reeds in jou hand geplaas het. In 'n nuwe seisoen bring ook baie nuwe verantwoordelikhede. Ons lees in Prediker 3 vers 1 tot 4. Ek lees dit sommer hier voor van my af. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om gesond te maak en 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. As ons maar na gevalle in die Bybel kyk, vir Moses was 40 jaar lank in die woestyn voordat die bosie aan die brand geraak het langs hom en die Here hom geroep het. Josef was lank in die tronk. Hy het Potifar se vrou weerstaan voordat die Here by hom uitgekom het. Dawid is lank voorberei voordat hy koning geword het. Jesus het 30 jaar voorberei vir 3,5 jaar se bediening. Wat verwag ons dan as ons soos hy wil wees? God verander nie sommer net seisoene nie. Hy verander seisoene wanneer die voorbereiding voltooi is. Wanneer God die restraint lig, vra hy, wat gaan jy doen met dit wat ek reeds aan jou gegee het? Dis iets wat jy in jou binneste moet hou en vashou. Wat gaan jy doen met wat ek jou reeds gegee het? Ons kan ook kyk na tekens wat so verandering van restraint, opligting van restraint. Kyk en ons lees in Openbaring 3 vers 8. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Wat vroeër onmoontlik was, word nou moontlik. Daai toedeur word nou vir jou 'n oop deur. Die Israeliete staan voor die Jordaan. Die Rooi See was God se wonder. Maar die Jordaan vra toe hulle geloof. Ons kan ook sien dat daar in 'n tyd soos hierdie kan ons verwag dat daar versnelling gaan kom. Ons lees in Amos 9 vers 13. Ek lees hierso: kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels
daarvan oorvloei sal word. Die een oes volg op die ander. Wat jare geneem het, gebeur nou in maande. God herstel tyd ook in ons lewe. Wanneer daar by genesing kom, 'n genesing van tyd, is ook dit wat God wil in hierdie tyd herstel in ons. Ons kan ook uitkyk na nuwe openbaringe. Ons lees in Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. God openbaar dinge wat voorheen verborge was. Ons kan dit verwag in hierdie tyd. Maar ons kan ook verwag, soos ons net nou gesê het, 'n verhoogde vlak van geestelike aanslae teen God en sy gemeentes. Die nuwe vlak bring weerstand. Israel moes Kanaan nog gaan inneem, al is hulle die land beloof. Nehemia moes bou met 'n troffel in die een hand en 'n spies in die ander hand. Dis nadat God die restrain gelig het. So dit het nie maklik gegaan nie, maar dit lê vir ons voor, ons moet bewus wees daarvan. En dan een ding wat nooit agterbly nie, is die duiwel veg die hardste, wanneer hy weet sy tyd is die minste. En dis die tyd wat ons nou ervaar. Ons moenie op 'n hoop sit en wonder nie, God slaap nie. Hy's besig om die restrain te lig. Ons moet groei na die plekke toe, waar hy ons wil hê. Wat beteken dit as die restraint gelig is? Dis terughou, dis beperk, inhou, weerhou of veiligheids lasbrief, ja. God laat soms ook wagtye toe. Noag moes wag. Abraham moes wag. Maar gelukkig het Sara saam met hom gewag. Josef moes wag. Israel moes wag. Maar toe God spreek, het alles verander. Nou moet ons gebruik wat reeds gegee is. God vra nie vir iets wat jy nie het nie. Hy vra, wat is in jou hand? Hy het vir Moses gevra, wat is in jou hand? Moses het gesê, dis 'n staf. Hy het gesê, gebruik hom. Dawid, wat maak hy 5 klippies in jou sak? Gebruik hulle. Hy het net een nodig gehad vir Goliat, maar daar was 5. Maar gebruik hulle. Die weduwee, wat die broodjies moet bak, nee, die olie is bietjie min. Gebruik die olie. Weduwee het haar broodjies gebak en die pastoor gevoed daarmee. Die seun, hy het 5 brode gehad. Hy het hulle gebruik. En wat ons uit al hierdie gevalle sien is, het God weer gekom en gegaan en vermenigvuldig wat gebruik word. Hy vermenigvuldig nooit wat jy wegbêre nie. Hy vermenigvuldig wat jy gebruik. So bring dit wat ons moet bring, sodat God dit vir ons kan vermenigvuldig. Vanoggend wil ek ook net 'n gedeelte uit die skrif uit lees. En die skrifgedeelte vanoggend uit Matteus 25 vers 14 tot 30 lees ons van die ek lees dit maar eers, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het dit in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegt gekom en met hom afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring
5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ekskuus tog. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat mooi maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Die Here gee 5, hy gee 2 en hy gee 1. Die probleem was nie hoeveel hulle ontvang het nie. Die probleem was, wat het hulle daarmee gedoen? Ek en jy is almal in werkplekke gewees. En wanneer is daar nou 'n mooier voorbeeld dat die restraint gelig word as jou baas verlof vat? Gaan 'n bietjie weg en so aan. Dan moet jy uitvoer sy wil, sy besigheid. Dan kom die toets. Dan kom die groei. Want as hy terugkom en hy sien wat jy gedoen het vir hom in sy besigheid, dan is daar 'n reward in dit. Jy maak dit by mekaar. Die probleem was wat hulle daarmee gedoen het. Die Here vra nooit, hoeveel het jy gehad nie. Hy vra, wat het jy daarmee gedoen? Ons leef vandag se tyd met die verwagting van sy wederkoms. 2 Petrus 3 vers 11 en 12. Het jy dit daar, Baris? Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms en die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Ons moet sy koms verhaas. Deel van die opheffing van restraint, soos net nou gelees het ook, is om 'n verhaaste werk te kry. Maar hoe gaan ek en jy dit doen? Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet disippels maak. Ons moet die koninkryk uitbrei. Ons moet heilig leef. Ons kan nie iets wees wat God nie herken nie. En ons moet die oes kan inbring. Elke siel wat gered word, bring die wêreld nader aan God se volmaakte plan. As ons moet kyk na watte tekens moet ons dophou. En sien ons in Matteus 24, lees ons,
en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam, en dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie vals profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde, hy sal gered word. Is dit nie maar wat ons elke dag op die nuus sien, in die media sien, oorloë, aardbewings, gerugte van oorloë, en hoe nasies teenoor mekaar opstaan nie. Maar hy sê ook, moenie bevrees wees nie. Hierdie dinge wys nie dat God beheer verloor het nie. Dit wys net dat hy besig is om sy woord te vervul. Wat moet die kerk nou doen? As die restraint gelig is, gaan meer altyd deel wees van alles wat ons doen. Ons moet bid meer, bou meer, dien meer, gee meer, verkondig meer, leer meer, disipel meer en leef meer heilig. Hierdie is nie die tyd om terug te sit nie. Hierdie is die tyd om te hardloop. As ons kyk na voorbeelde van mense wat hierdie seisoen herken het, kan ons kyk byvoorbeeld in die boek van Ester. Die Jode het na die Babyloniese ballingskap oor die Persiese ryk versprei gebly. Hoewel sommige na Jerusalem teruggekeer het, het baie, waaronder Ester en Mordegai, in Susan gaan woon. Haman, die eerste minister van die koning, het 'n plan beraam om al die Jode in die ryk uit te roei, omdat Mordegai geweier het om voor hulle te buig. Ester, wat as Joodse weesmeisie koningin geword het, moes besluit of sy haar lewe sou waag deur ongenooid na die koning te gaan. Mordegai herinner haar, wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid gekom het nie. Ester het haar seisoen geken. Sy het gevas, gebid en gehoorsaam opgetree. God het die volk gered en Haman se bose plan omgekeer. God plaas mense vooruit in posisies vir toekomstige opdragte. Wanneer die tyd aanbreek, moet ons met geloof kan reageer. Ons kyk na Nehemia. Nehemia was 'n skinker van die koning van Persië. Jerusalem se mure was reeds byna 140 jaar lank verwoes, sedert Nebukadneser die stad vernietig het. Toe Nehemia hoor van Jerusalem se toestand, het hy eers gevas en gebid. Daarna vra hy toestemming om terug te keer, om die stad se mure te herbou. Hy het nie gewag vir ideale omstandighede nie. Hy het die volk georganiseer, werk verdeel en die bouwerk begin, selfs terwyl Sanballat, Tobia en Gesem hom voortdurend bedreig het. Die mure is binne 52 dae herbou. Wanneer God die tyd bepaal, moet gehoorsaamheid sterker wees as teenstand. Ware leiers bou selfs onder groot druk. Elia was op die punt om in 'n stormwind hemel toe geneem te word. Elisa het hom getrou gevolg vanaf Gilgal na Bethel, Jerigo en uiteindelik die Jordaan
Nadat Elia opgevaar het, het Elisa sy mantel opgetel. Hy het nie die mantel as 'n aandenking bewaar nie. Hy stap onmiddellik terug na die Jordaan en slaan die water met die mantel en roep: "Waar is die Here, die God van Elia?" Die Jordaan het oopgegaan en die profete seuns het erken dat die gees van Elia op Elisa rus. God gee gawes en salwing om gebruik te word. Die nuwe seisoen begin wanneer ons in die geloof optree. Petrus, net weke tevore het Petrus vir Jesus 3 maal verloon. Na Jesus se opstanding is hy herstel, toe Jesus 3 keer vra, "Het jy my lief?" Voor Jesus se hemelvaart het hy disippels beveel om in Jerusalem te wag, totdat hulle met krag uit die hoogte beklee sou word. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort. Petrus was vroeër uit vrees geswyg het, staan nou met vrymoedigheid op en verkondig Christus as die gekruisigde, die opgestane Here. Ongeveer 3000 mense kom daardie dag tot bekering. God verander vrees in vrymoedigheid. Wanneer sy Gees kom, moet die kerk opstaan en getuig. Kyk na Paulus. Hy het die goeie stryd gestry. Paulus skryf in sy tweede brief aan Timoteus uit die Romeinse gevangenis uit, kort voor sy teregstelling onder keiser Nero. Hy kyk terug op 'n lewe van sendingreise, vervolging, gevangenskap, skipbreuke, steniging, voortdurende bediening. Hy sê nie dat sy lewe maklik was nie. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Paulus het sy roeping voltooi en sy seisoen ten volle uitgeleef. Die doel is nie net om goed te begin nie, maar om getrou klaar te maak. God soek volharding tot die einde toe. As ons kan saamvat, al hierdie mense het een ding in gemeen. Ester het haar Godgegewe geleentheid herken. Nehemia het nie uitgestel nie, maar onmiddellik gebou. Elisa het sy nuwe salwing dadelik gebruik. Petrus het deur die krag van die Heilige Gees sy roeping omhels. Paulus het sy wedloop getrou voltooi. Hulle het verstaan dat God sy seisoene nie vir altyd duur nie. Elke geleentheid vra geloof, gehoorsaamheid en 'n daadwerklike optrede. Die vraag aan die kerk vandag is: sal ons Godgegewe seisoen herken en gehoorsaam daarin wandel, of sal ons die oomblik laat verbygaan? Ester het gesê, as ek omkom, dan kom ek om. Sy herken haar uur. Nehemia, hy bou onmiddellik. Elisa kry die mantel van Elia. Hy slaan dit op die water, hy toets onmiddellik. See gaan oop. Petrus kry die vrymoedigheid om te bedien nadat hy God verloon het. Paulus, baie van ons sit ook op 'n stadium in ons lewe waar verandering moet plaasvind. Ons moet aanskuif, daar moet nuwe strukture kom, daar moet nuwe mense inkom. God is altyd besig met vernuwing en ons gemeente gaan nie oorgeslaan wees in dit nie. So in watter kategorie jy val, onthou vandag, dis die seisoen waarin God met jou werk en moenie beswaard wees rondom dit nie. Ons grootste gevaar egter is om vas te hou aan gister. Die ou wynsakke is beter. Nuwe wyn pas nie in die ou wynsak nie. Ons moet pasop vir dit in ons lewens. Dan Jesaja 43 vers 18 en 19 sê die Here: dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit.
sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. God doen nie nuwe dinge deur mense wat aan ou vrese vasklou nie. Ons moet die ou vrese aflê. Gemeente, wat sê die Here vandag vir ons? Die Here sê, die wagtyd is nie verniet gewees nie. Die voorbereiding was nie verniet nie. Die trane was nie verniet nie. Die opleiding was nie verniet nie. Nou moet die kerk opstaan. Nou moet die gawes wat God reeds aan ons gegee het begin funksioneer. Nou moet die evangelie met krag uitgaan. Nou moet disippels gemaak word. Nou moet ons die lig wees. En nou moet ons die sout wees. Die stryd is gelig. Nou is dit tyd om te beweeg. Kom ons staan net op en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U die God van tye en seisoene is. Dankie dat U ons voorberei het vir hierdie uur. As U inderdaad die beperking gelig het, gee ons onderskeiding om die nuwe seisoen te herken en geloof om ander daarin te wandel. Bewaar ons daarvan om terug te kyk na die verlede of in vrees vas te steek. Vul ons met die krag van die Heilige Gees, sodat ons dit wat U reeds in ons hand geplaas het, getrou kan gebruik. Maak ons getroue rentmeesters van U gawes, Here, U woord en U roeping. Laat ons lig skyn voor die mense. Maak ons ywerig om die evangelie te verkondig, disippels te maak en U koninkryk uit te brei, terwyl ons met verlange die wederkoms van die Here Jesus Christus verwag. Ons verklaar dat ons nie passief sal wees nie, maar gehoorsaam. Ons kies om in geloof vorentoe te beweeg, want U gaan voor ons uit. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar gaan nou 'n geleentheid wees om die offerhande op te neem. En dis ook die geleentheid waar U gaan kry om die restraint op U beursie te los. U weet, ons het baie geleenthede gehoor van God se genade. Maar wat baie interessant is, ek wil dit amper soos ek het bedink het vir julle sê, God gebruik jou geld as 'n drain cleaner. As hy dit daar deurstoot, deur daai pyp, en daar's vloei, wat is die volgende ding wat hy daar deursit? Genade op genade. In ander woorde, die Here soek vloei deur jou lewe. So kom ons begin vanoggend, en ons kom bring ons drain cleaners. Ons maak die pype oop, want in 'n nuwe seisoen wil God vir ons meer gee as wat ons in 'n vorige seisoen gehad het, maar ons moet voorberei daar aankom. Kom ons dien vir die Here vanoggend met ons offergawes, en na dit kan julle net staan, dan gaan ek die seën van die Here oor julle uitspreek. Liewe gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy nuwe deure voor jou oopmaak en geen mens kan sluit nie. Mag hy jou wysheid gee om die nuwe seisoen reg te verstaan en moed om daarin te wandel. Mag die Heilige Gees jou toerus met krag, onderskeiding en volharding. Mag alles wat die Here reeds in jou hand geplaas het, vermenigvuldig word tot eer van sy naam. En mag jy gevind word as 'n getroue diensknegt wanneer Jesus Christus in heerlikheid verskyn. Aan hom behoort al die eer, die heerlikheid en die lof, nou tot in alle ewigheid. Amen. Amen.